Maar ons Vader, wat 'n voorreg om by mekaar te kan wees, afhanklik van U en U Gees om ons te lei, U Ruach in alle waarheid. Ons as mens, hoe klein, hoe groot, hoe lank gelowig, kan so maklik verkeerd sien en verkeerd hoor. Dis hoekom U U Gees vir ons gee. Sodat Ruach HaKodes, die Gees van waarheid, ons in alle waarheid lei. Ja, Vader, dan soms wil ons nie die waarheid hoor nie, sien nie. En ons emosies blok die stem. Weil U met ons praat, hoor ons nie en sien ons nie. Daarom my gebed in hierdie dag is, Vader, dat U ons denke kom aanraak en vernuwe, dat U ons ore open van enige blokkade, enige insaag, eksterne of self ons eie gemoed, dinge wat ons gesien het, geleer het, gehoor het, dat ons slegs oorgee aan die lewende God, om met ons te spreek wat U vir ons wil sê, wat U ons wil leer. En as daar uit my mond, Vader, enige onduidelikheid kom of valshede kom, dat U my broers en susters daarteen sal beskerm. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Ons het so 2 weke terug het ons gekyk, wie is jy? Wie is jy in die koninkryk? En ons het gesien, ons almal, sodra jy Yahshua erken as Here, en meeste beweeg jy oor van 'n wêreld van decay na 'n wêreld van lewe. Ons praat nie nou, kan jy daarna weer verlore gaan nie, maar jy beweeg oor. Jy's 'n Hebreër met ander woorde. En wanneer jy oorbeweeg het, is daar sekere verwagtinge wat hierdie nuwe koninkryk van jou het. Want jy beweeg van een koninkryk na 'n ander koninkryk, een heerser na 'n ander heerser. Jy skakel in nou onder die konings van die konings. En jy word nou 'n prins of 'n prinses. En in en uit daai hoedanigheid moet ons nou funksioneer. So wanneer jy in hierdie koninkryk is, moet jy altyd ondersoek instel, wat is die beste vir hierdie koninkryk? Dit wat ek dink, dit wat ek sê, dit wat ek doen. Maar julle wese moet nou oorgaan om hierdie koning van hierdie koninkryk te aanbid. En om dit te kan doen, moet jy sy stem kan hoor. Jy moet sy woord kan lees, die Bybel, en hom kan verstaan. En ek weet daar's baie vertalingsfoute, maar ek glo die Gees van die waarheid sal aan ons die waarheid in die woord oopbreek as ons die waarheid soek. So van hierdie hoedanigheid sê Vader, dis hoe ek nou wil hê jy wat my prins en my prinses is, moet in hierdie koninkryk funksioneer. Dan sien ons al wat hy van ons verwag. Is net een ding. Net een. Jy moet hom lief hê met jou hele hart, jou hele krag en hele op alle verstand. Dis al. Dis al wat hy vra. En as jy dit doen, sal jy die res doen wat hy wil hê, want daaruit uit liefde kom alles goed. Nou gaan ons kyk in hierdie gedeelte van ons is geroep om sy wil te doen. En ons kan nou baie gesels daaroor, soos sekere skrifte sê, Yahshua, dis soos 'n koringaar wat aan die aarde moes val, hy moes sterwe, en dan moes hy opstaan en groei, Yahshua, om vrug te dra. En ek en jy volg altyd, heeltyd die pad van ons meester, Yahshua. Jy moet sterwe. Sterwe in die vleeslike goed. En jy moet opstaan om weer vrug te dra vir die nuwe koninkryk. Alles werk so. Daar's niks niets in Jahwe se koninkryk. Absoluut niks en alles is reeds daar van die begin af tot die einde. Hy maak nie foute. Ons moet net inskakel om hierdie dinge te bestudeer en te verstaan. So ek en jy almal
wat Joshua erken as Heer en Meester, is geroep om God, om Elohim se wil te doen. Dis hoekom jy geroep is. Jy moet nou doen wat hy wil hê, jy moet doen. Anders kom aanbid jy hom. Goed. Romeine 8:27 en 28. Hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van Elohim, van God, vir die heiliges intree. En ons weet dat vir hulle wat Elohim liefhet, alles ten goeie meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. So almal wat God liefhet, wat Elohim liefhet, is geroep na sy voorneme om te doen wat hy wil hê jy moet vir hom doen. En dis wat ons laaste keer ook gesien het, ons gekyk het na wie jy is. Jy is 'n prins of 'n prinses in die koninkryk van God vir 'n spesifieke doel. En baie keer meng ons as gelowiges, wat die liggaam van die Messiah is, te veel in 'n ander ou se sending, se roeping, dit wat hy moet doen. In plaas van om net te doen wat jy moet doen. Jy kan nie doen wat die ander ou moet doen. Daarom is daar te veel ouens wat wil doen wat ander moet doen. En dan val jy werk nie, jy vloei nie in die gees nie. Jy dink jy doen, maar jy doen nie. Jy forceer goed. En ons gaan nou daarna kyk, hoeveel gelowiges is daar wat goed forceer in dit werk nie. En ons doen die koninkryk skade. En is net omdat jy nie is, maar Elohim wil hê jy moet wees, en jy wil doen wat 'n ander ou doen. Jy wil doen wat jy gelees het in 'n boek. Jy wil doen dit wat jy op 'n video gesien het. Dis nie jy nie. Weet wie jy is en doen wat jy moet doen. Los die ander goed vir die ander ouens. Dis baie belangrik. Anders val dit jou geloof aan en die mense rondom jou. Johannes 6:44. Niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het hom nie trek nie. En ek sal hom opwek op die laaste dag. So nie een van ons wat hier sit, die wat gelowig is in Joshua, is nie deur Vader getrek nie. Jy's gesien deur Vader, jy's geïdentifiseer deur hom, en jy's nader getrek, en sy gees het jou beïnvloed om Joshua te sien vir wie hy is. Die meester, die seun van God, die een wat vir jou sonde gesterf het. Almal wat gelowig is, skakel in by die vers. Want sy kan jou nie aanbid nie. Jy kan nie. Vers 28. En ons weet dat vir hulle wat Elohim liefhet, alles ten goeie uitwerk vir hulle wat van na sy voorneme geroep is. And we know that all matters work together for good to those who love Elohim, to those who are called according to his purpose. So jy's geroep om sy wil te doen. Jy's geroep, jy het die roepstem gehoor, jy het dit erken, nou moet jy net hoor wat jy moet doen. Daar's niks anders wat jy moet doen. Niks. Niks. Jy moet doen wat sy wil vir jou is. En dis hoofsaaklik geestelik. Die fisiese goed sal kom. Hy sal vir jou werk gee, hy sal vir jou huis gee. En as jy hom vra, sal hy dalk vir jou sê wat 'n kar om te koop, of hy sal net sê koop 'n kar, koop 'n bicycle, koop 'n vliegtuig, whatever jy doen. 1 Johannes 3 vers 8. Hy wat die sonde doen, is uit die duiwel. Want die duiwel sondig van die begin af. Vir hierdie doel is die seun van Elohim verskyn om die werke van die duiwel te verbreek. So wat is die doel van Joshua op aarde? Om die werke van die duiwel te verbreek. Niks anders nie. Niks anders. Alles wat hy gedoen het, was om die werke, die koninkryk van die duiwel te vernietig.
en sy koninkryk te vestig. Sy kruisiging, die opstanding, alles wat gebeur het, was om die werke van die bose te vernietig. Dis vir daardie doel het hy gekom. So wat is jou en my doel? Om die koninkryk van die duisternis te vernietig. Dis ons doel, ons hoofdoel. En ons kan dit net doen in Yahshua. So daarom is dis ook elke gelowige in Yahshua se doel, om die werke van die duiwel te verbreek. Johannes 10:10, die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. So die werke van die bose is om te vernietig, om dood te maak. Die werke van Yahshua is om lewendig te maak. Hy het gekom om die werke van die bose te vernietig. Johannes 8:44, julle het die duiwel as vader en die begeerte van julle vader wil julle doen. Dis wat Yahshua vir gelowiges sê. So hy kan dit selfs vir ons sê, as ons nie sy wil doen nie. Julle het die duiwel as vader en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leienaar is en die Vader daar. Nou dit kan jy jouself mee toets. Miskien moet ons 'n moeiliker een vat. Kom ons vat diefstal eerste. Behalwe as die ouppies is wat werklik steel, dan gaan jy dit nou nie op jou van toepassing wees nie. Maar goed, ek gaan veronderstel ons steel nie. Nou wil jy iets steel. Wat dink jy gebeur as jy iets wil steel? Jy kan nie. Weet jy hoe moeilik is dit om iets te steel? Ek daag enigiemand uit om hierdie harpie uit te dra, te steel. Enigiemand, kyk of jy dit kan doen. Kyk. Die gees van die lewende El sê vir jou moenie steel nie. Jy sal hom duidelik hoor. En dis hoe hy met jou praat. Baie van ons sê ek hoor nie sy stem. Jy hoor man, jy identifiseer dit net nie. Dis al. Jy sal nie kan steel nie. Soos alle sonde, jy kan nie sonde doen nie. Totdat jy jouself oortuig het, ag maar dis oukei. Ek vertel nou maar net hierdie wit leentjie. Ek is nou in die nood, hulle gaan my by die berg aankla, dit gaan gebeur. My vrou gaan, my man gaan kwaad, ek moet net hierdie leentjie. My pa gaan kwaad, as ek vertel net hierdie wit leentjie, noodleentjie. Dan is Satan jou vader. Yahshua sê dit nie ek nie. En dan wat gebeur is, ons gemoed begin verander en die wit leentjie raak 'n groter wit leen. En later vertel ek 'n leen hier en daar. Maar Satan is nou jou vader. Hy is die vader van die leuns. Al is jy 'n gelowige in Yahshua, het jy nou twee vaders, die hemelse vader en Satan in jou. Wat insig gee in jou lewe. Ek sê nie jy is besete nou met Satan nie. Dis wat die woord sê. So daar word verwag van ons ongelowiges om byvoorbeeld geen leuns te vertel. Maar die ding kan in ons so groei dat jy vir jouself lieg. Nou is sulke ouens. Hulle lieg vir hulle self en hulle dink is die waar. Jy kan hom 'n leuen verklikker toets, jy sal hom deurkom. Hy glo in sy binneste. Dis kroniese leenaars. Hulle lieg sonder dat hulle agterkom hulle lieg. Dit word 'n leefwyse. Daar is in die liggaam van Yahshua. So wie is hulle vader? Satan. Satan het in sy lewe. Hy doen nie die wil van Vader in die hemel nie, hy doen die wil van die Vader van die aarde, die prins van hierdie wêreld. Maar dis eintlik waaroor ons wil gesels het. Goed, ons sal daar kom. Dan gaan Yahshua verder. Hy sê wanneer hy leentaal praat, praat hy uit sy eie omdat hy 'n leienaar is en die Vader daarvan. So hoe kan ons Satan se werke verbreek? Jy moet weet wie jy is. Jy moet weet, daar word nie van jou verwag om leuns te vertel, of om die werke van Satan te doen nie, glad nie. Jy moet weet wie jy is, anders gaan jy nie bewus wees van wat reg en verkeerd nie.
Moenie toelaat dat die bose deur jou werk of jou gebruik nie. Baie keer sien ons die bose deur iemand anders iets doen, maar soms is dit moeilik om die bose deur onsself te sien. Met ander woorde, moenie dat die bose jou toelaat of jou inspraak gee dat jy iets steel nie, dat jy slag nie, dat jy verwoes nie, dat jy doodmaak nie. Baie keer sê ons nie, maar ons doen nie, maar ons doen. As jy met jou woorde iemand afbreek, maak jy hom dood. Jy steel sy joy, jy steel sy vrede, jy steel dit wat God in hom geplant het. En dan gebruik Satan ons. Daarom verwag God van ons om altyd die vrug van die Gees te dra. Wat liefde is. Wat is liefde? Blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Sodra ons daai dinge nie kan doen nie, beteken dit daai aspek van ons lewe luister ons na Satan. Goed. So mag die Gees ons wys en ons help om dit te verstaan sodat ons kan weet. Nou kan ons die vraag vra wat die apostels vir Joshua gesê het. Dit is dan maar 'n moeilike saak hierdie, wie gaan dit dan maak? Joshua sê by die mens is dit moeilik. Maar by Jahwe is alle dinge moontlik. Want hy help ons, hy lei ons, hy leer ons, hy gee ons sy Gees om hierdie goed te kan doen. Goed, dit is net die voorwoord, kom ons begin. Daar waar die bose reeds gesteel en geslag en verwoes het, moet ons restoreer. So nou kom ons in by wat jou en my doen. Joshua het gekom om die werke van die duiwel te verbreek. So ons moet glad nie eers in die kategorie kom waar daar gedink kan word ons het Satan as ons vader. Ons moet niks van daai goed doen nie. Ons moet die volgende doen. Vir hierdie doel is jy 'n gelowige. Vir hierdie doel het Vader jou getrek. Vir hierdie doel is jy deel van die koninkryk as jy 'n prins of 'n prinses in die koninkryk van Jahwe. Om die wat reeds van gesteel is, die wat geslag is, die wat verwoes is, te help, te restoreer. Dis ons doen, om op te bou en te genees, nie om af te breek. Die koninkryk waarin ons prinse en prinsesse is, moet ons uitleef en die slagoffers help om te genees en te restoreer. Julle daar behoort in die liggaam van Joshua geen slagoffer te wees nie. Geen. Ons is meer siek as liggaam as die ouens in die wêreld daar buite. En dit hoort nie so nie, iewers mis ons as liggaam iets groots. Ons mis iets groots. Ons is die wat moet gaan om die ander te bedien, om die ander te genees, om dit wat gesteel is aan hulle terug te besorg. Dis hoekom ons daar, dis ons hoofdoel. Wat Joshua se hoofdoel is, om die werke van die bose te verbreek. Joshua het gekom, die vraag wat ek gevra het is, en hoe doen ons dit? Eintlik is dit baie maklik. Ons moet net gaan en die siekes gesond maak. Reinig die malaatses, wek die dooies op, dryf die duiwels uit. En ons het dit verniet ontvang, moenie geld vra vir dit. Asseblief nie, nooit. Verniet het jy het gekry. Gaan doen dit verniet. Doen net wat Joshua gaan doen het. Dis al. Daar is gewoonlik twee kante in hierdie saak. En dit is nou waar dit nou bietjie kompleks raak, maar mag die Gees van waarheid ons hier help ook. Eerstens kry ons gelowiges, dis nou ons klomp wat hier sit, wat gretig is, en dan doen hulle wat hulle wil, en hulle wag nie vir Vader. Hy het gehoor, gaan dryf die duiwels uit. Dan gaan hy. En ek was ook so. Ek het op strate gaan jag. Ek het die duiwels gaan soek, tot hy manifesteer en jag het hom uit. So was dit vir, gaan bid vir die siekes. Ek was ook so. Ek het Sandton se strate so bebid, die ouens het nie meer by die robots gestaan. Ek stop net daar by elke robot, ek trek af en ek bid daai hele robots almal waar daar staan. Die blindes het nooit weer teruggekom. Of hulle genees het, weet ek nie.
Hulle het net nie weer teruggekom. Ek het gaan van die woord sê doen het. Was ek reg of verkeerd? Was verkeerd. Dis nie wat God vra nie. Sal nou sien wat hy vra. Dis nie wat hy vra nie. Ek het dit verkeerd geïnterpreteer. Daar was een blinde man. En ek vra van, toe ek nou later iewers by 'n gemeente gehoor, moet hom nie net bid vir alles wat beweeg nie. Vra hom die man ook, wil hy hê Joshua moet vir hom iets doen. En ek vra vir hom, what do you want Joshua Jesus to do for you? Hy sê, sing. En hy begin bid ek dat hy sien. Hy sê, not seeing, singing. Ek sê, wow, die man is blind, maar hy wil nie sien nie, hy wil sing. Maak nie vir my sin nie. Toe kom ek agter, hy in sy verstand glo as hy blind is en hy sing, gaan meer geld huis toe, as wat hy sy blinde net weer. So sy mindset was, ek wil kos by die huis kry. Worry nie oor hierdie oog nie. Ek wil hê my kinders en my familie moet gevoed. So daar het ek 'n les nog al geleer. Nie net 'n halgeweer uittrek en skiet links en regs nie. Jy kan baie mense wond in die plek, in die proses. So wat behoort ons te doen? Net wat Joshua gedoen het. Die ander groep gelowiges is te bang om te doen wat hulle moet doen. So daarom doen hulle liewer niks. Dis ook nie reg nie. So ons moet dus iewers hier in die middel begin funksioneer. Kom ons kyk. Johannes 5:19. Joshua het toe geantwoord en vir hulle gesê, voorwaar, ek sê vir julle, die seun, dis Joshua, dis Jesus, dis Jesu, dis hoe jy hom wil noem, die naam wat aan jou geopenbaar is, maar is die seun van die lewende God, wat praat. Hy sê ek, wat die seun van die lewende God is, kan niks op hierdie aarde uit myself doen. Niks. Tensy hy die Vader dit sien doen. Want alles wat hy doen, dis die Vader, doen die seun net so. Kom ek lees nou daai vers in vir jou. Joshua toe geantwoord en vir hulle gesê, voorwaar, ek sê vir julle, die seun kan niks uit homself doen, tensy hy die Vader dit sien doen nie, want alles wat hy doen, dit doen die seun ook net so. Nou vra ek myself die vraag en almal wat wil hoor, as Joshua niks gedoen het, behalwe wanneer hy gesien het, Vader doen dit nie. Hoe Vader daai spesifieke saak hanteer nie, doen Joshua niks. Hoekom gaan doen jy dit? Hoekom gaan doen jy dit? Dan is jy ongehoorsaam aan God. As jy nie vir Vader vra, wys my, wat moet ek doen vir hierdie ou wat doof is voor my? En jy sien niks nie, dan doen jy niks. Dan moet hy doof bly. Vader sal die buurman stuur om hom te genees. Jy doen niks. Want Vader het jou dit nie gewys nie. As jy nou bid, is jy ongehoorsaam aan Vader. Dis wat Joshua gedoen het. Ek doen niks. Tensy ek nie sien. Vader druk sy vinger in sy mond en in die dowe se oor. Nou doen ek dit. Dan sal daar genesing wees. En elke liewe een waarvoor ek gebid het, wat ek gesien het, Vader wys, is genees. Daar was nie een wat nie genees is. Nie een nie. Want ek het gesien wat my Vader doen. Daar was 'n tyd terug 'n jong vroutjie wat gordelroos gehad het. En ek het begin bid na worship en niks gebeur. En ek bid en ek sê vir Vader, wat gaan aan? U woord sê genesing. En ek sien hoe Vader 'n kwassie vat en dit oor daai roofies maak en weg is die roofie. En ek doen dit en weg is die roofves. Dis soos werk. Dis wat God wil hê jy moet doen. Nie jou eie nie. Nie jou eie nie. Elke een wat hy jou wys, bid jy voor. En hulle sal. Dis hoe Joshua dit gedoen. Dis hoe Joshua dit gedoen. En as hy wat die seun van die lewende God is, dit so gedoen het, hoekom doen ek en jy dit anders? Hy wys aan vir ons hoe ons dit doen.
Ons kan die koninkryk baie skade doen as ons met 'n halfgeweer skiet. En jy wond meer as wat jy een genees. Goed. Gelowiges in Yahshua kan dus niks uit hulle self doen, tensy hulle die Vader dit sien doen nie. Dis baie belangrik. Baie belangrik. Want alles wat die Vader ons wys om te doen, dit moet ons net so doen. Indien daar dus 'n siek persoon is, moet ons bid en vir Vader vra wat ons moet doen. Hoeveel gevalle het ons nie al by mense gaan bid in die ICU nie? Die families het ons later al weggejaag. Maar dan gaan bid ons vir die ouens in die ICU. Dan sê ons, Vader, wys vir ons wat om te bid. Wanneer die ouens begin bid vir genesing, dan sê Vader, ek soek sy siel. Ek soek sy siel. Dan bid ons, hy's in 'n koma. Dan bid ons dat sy onderbewussyn Yahshua sal erken en aanneem, net daarna sy dood. Volgende dag sy gone. Yahweh wil hom nie genees nie. Vir watter rede weet ek nie. Maar hy soek sy siel. Daarom bid jy vir sy siel. Jy moet sien wat Vader jou wys en dit net so doen. Indien daar dus 'n siek persoon is, moet ons bid en vir Vader vra, wat wil U hê moet ons hier doen? Hy wil dalk die persoon genees, maar hy wil dalk nie hê jy moet sê genees nie. Hy wil dalk hê jy moet die horing blaas. Of hy wil dalk hê die ou moet op sy kop gaan staan. Wat die geval is. Wat Vader wys moet ons net so doen. As jy niks sien nie, dan doen jy niks. Dink jy as Vader daai persoon wil genees van 'n ingroei toenaal, is hy nie in staat om jou te wys hoe om dit te genees nie? Al het jy in die gees, dink jy nog nooit ooit iets gesien nie. Glo my, hy sal jou wys wat jy moet doen en daai persoon sal genees. Gee hy jou nie drome nie. Gee hy jou nie beelde nie. Satan kan jou beelde gee. Dit sien ons. Hoekom sien ons nie wat God wil wys nie? Elohim wys ons moet net ons denke verander. Dan sal die liggaam sterker wees. Want hoeveel keer is daar bidders, mense in bediening wat die bedienings los omdat mense nie genees nie, dan sê hulle die woord werk nie. Jesus het gesê genees hulle genees nie. Dan bid hy 10 ure, 2 dae, die ou genees nie. Dan kom Satan laat en dan sê, wat van die anders, is dit jou geloof? Of is dit daai ou se geloof? Dan kom die bose en hy val ons geloof aan, want dis die maklikste is die ou nie genees nie om te sê, maar as jou geloof, wat dink jy gebeur met daai ou? Sy geloof is in die grond, man. Hy is die behoeftige. Hy is die slagoffer. Satan het van hom geslag en gesteel. Nou sê jy as 'n gelowige nog, maar jy het nie geloof nie. Jy breek hom af. Maar is omdat jy nie by Yahshua gesien het wat jy moet doen nie. Vader het jou nie gewys nie, nou doen jy jou eie ding en Satan gebruik jou eintlik om daai ou seer te maak. Dit begin baie om bietjie te gaan oorbid en weer werk en kyk praat ek waar. Maar die skrifte vertel ons die storie onsself. Daar's 'n geval waar Yahshua blindes genees op die manier, dan op daai manier. Hierdie is 'n geval waar hy spoeg in die grond. Klei maak en dit op die ou se oë plak en sê man gaan was jou. Waar het hy dit gesien? Vader het hom dit gewys, dis hoekom hy dit gedoen het. Dis fenomenaal as jy hierdie dinge begin bestudeer met hierdie uitkyk van hoekom het Yahshua dit gedoen? Hoekom het hy nie dit gedoen? Ek bedoel, hier stap Yahshua in die tempel in vir om en by 3 jaar, ek praat sy bedieningstydperk na bewering. En hy stap by die tempel in en uit, dink julle hy het nooit verby die skone poort geloop. Hy is deur alle poorte. Want dis wat 'n bedienaar sou doen. Hy sal nie by een ingang in en uitgaan help nie.
En nadat Joshua opgevaar het hemel toe, kom sy apostels Johannes en die manne en hier bid hulle vir 'n ou wat heeltyd daar verlam was. Maar Joshua het hom nie genees nie. Hoekom nie? Hy het nie gesien by Vader, hy moet nie. So hoekom moet hy? Hoekom moet hy? Net wat my Vader my wys, doen ek, sê Joshua. Uit myself kan ek nie daai ou genees by skone poort. Ek kan nie. Maar as Vader dit my wys, doen ek. Dis dieselfde met die man van Bethesda. Hoeveel siekes dink julle daar gesit? Baie. Hy genees nie een van hulle nie, man. Net een man. Hy stap reguit na hom toe. Hoekom? Want Vader het hom gewys wie hy moet genees. Hoe lyk die man? En hy het net hom gaan genees. Dis presies wat ek en jy moet doen. Hoeveel kere gaan ons vir iemand by die hospitaal bid? Want daar's 'n versoek. Dan bid ek en sê, Vader, wat moet ek bid vir die persoon? Wat moet ek bid? Dan sien ek net bemoediging. Maar ek sien iemand anders in die hospitaal lê. Dan stap ek verby, dan lê daai ou daar, dan gebid ek, dan weet ek moet soen toe. Nie na daai ou wat my soek nie. En dis hoe dit werk. Alles wat Vader jou wys, doen jy net so. Dan sal ons 'n hoër suksesryk hê. Suksesryk in Afrikaans, suksesverhaal. Dan sal die mense sien, daar's krag in Joshua. Nou sien ons dit nie, want ons doen wat ons wil, nie wat Vader wil. Nou is die kerk swak oor ons gulsigheid, oor ons voorbaarigheid. So ons maak die liggaam swak, want ons doen nie wat Vader ons wys nie. Ek beklei nie weer, praat meer myself hierso. Goed. As jy die duiwel in iemand sien manifesteer, dan vra jy vir Vader wat om te doen. Dis hoekom die oudjies wat my nou al ken, en julle, dit gaan glad nie oor my nie. Vader wys myself, hy leer myself. Daarom hou ek nie daarvan as iemand vra ons vir dis nie Pietie. Vir Pietie gaan bid, hy het baie issues, hy het baie probleme. En dan wil hulle my vertel, man, dit het gebeur as kind en dit, dan sê ek oor vir niks hoor. Niks. Ek wil niks van iemand hê. Ek wil hoor wat my Vader wil hê ek moet doen. En elke keer wat hy gewys het, is daar van genesing bevry. Elke liewe keer. Hoekom? Want dis wat Vader wil doen. Hy het nog baie ander duiwels daar, hoor. Hy is daar weg met nog duiwels. Maar wat Vader wil hanteer, was hanteer. So daarom as jy ooit vir berading of bediening of bebidding of bevryding gaan, moenie dink jy skoon en heilig is hier uitkom, asseblief. Daar's daar 'n ding hanteer, daar's nog 500 oor. Onthou dit, hou dit in gedagte. As party ouens wat alles wil bid en alles wil jaag, which is fine, as Vader dit gewys het. Sê dit nie wys nie, moet nie, ons weet van mense wat selfmoordgeeste uitgejaag is, daai geeste teruggekom het, hulle self doodgemaak. Moenie doen wat jy dink jy moet doen. Doen wat Vader jou wys om te doen. Dan is dit blywende genesings. Kyk, dis 'n ander gedeelte wat jy baie sal sien as gelowiges bid, dan sê ou genees en dan binne 'n week is die siekte terug. Hoekom? Want daai as dit 'n demoniese siekte is, sal daai demoon moet luister na die gees van Jahwe in jou en uitgaan. Maar omdat dit nie van Vader is, kom hy terug. Want jy het hom uitgejaag, nie Jahwe nie. Jy het. Goed. Elke saak is anders. Moenie 'n resep gebruik nie. Moenie 'n resep gebruik nie. Moenie sê as iemand hierdie probleem het, moet ek hierdie duiwel uitdryf. En as iemand hierdie probleem het, moet ek so bid nie. Nee. Elke individu is vir Jahwe kosbaar en belangrik. En Vader wil elkeen op 'n ander manier druk en vertroos en genees en bevry. Doen wat Vader wys en hanteer die saak. Daarom moet ons net doen wat Vader wys. Dalk is dit nog nie tyd om die bose uit te dryf nie. Dink jy vir een oomblik dat Jahwe nie nou in sy troon of Joshua op sy troon nou kan sê alle duiwels uit alle mense op die hele aarde. Dink jy hy kan dit doen nie? Nou hoekom doen hy dit?
Want dis nie tyd nie. Dis nie tyd nie. Dis nou tyd vir die prins van hierdie wêreld om te heers. Ons het die autoriteit oor al sy krag. Ons moet dit net toepas. Ons moet heers in die verlore wêreld. En koninkryk van Jahwe op hierdie aarde, in hierdie wêreld manifesteer. Goed. Hoekom het Joshua legio uitgedryf? Het daai man gevra hy wil bevry word? Want dis een van die gedeelte wat ons gebruik en sê Joshua het net uitgejaag. Daar's twee gevalle daar. Moontlikhede. Die man het gevra deur sy gedrag. Hy het voor Joshua neergeval en hom erken. Hy het gebuig voor die meester. Hy kon nie praat. Hy was besete. So hy het nie 'n duiwel gehad nie, hy was besete. Hy kon niks praat, niks doen nie. Die duiwels het alles gedoen. So hy sou nooit bevry kon word. Maar sy gedrag het gewys ek submit voor Joshua. Okay. So hy het met 'n gebaar 'n versoek gerig, 'n moontlikheid. Die ander geval is die duiwels het gevra om uit te gaan. So Joshua het gesê gaan. So die duiwels het gevra jaag my uit en toe sê hy ag nee. Okay. Goed. Markus 5:15. En altyd nag en dag het hy aangehou om te skreeu op die berge en in die grafte en homself met klippe stukkend geslaan. En toe hy Joshua van ver af sien, hardloop hy en val voor hom neer. En skreeu met 'n groot stem, wat het ek met u te doen? Joshua, seun van die Allerhoogste El. Ek besweer u by El om my nie te pynig. Want hy het vir hom gesê, onrein gees gaan uit die man uit. En hy vra vir hom, wat is jou naam? En hy antwoord en sê, Legio is my naam. Want ons is baie. Goed. So as ons kyk na daai gedeelte, is dit die bose wat vra, vat my uit, en die man submit. Of as jy self sou wou, die bose in die man submit. Goed. Daardeur sê ek nie dat daar situasies kan gebeur wat jy net in die autoriteit van Joshua optree. Veronderstel jy stap in 'n plek in en op daai oomblik is daar 'n man wat met 'n mes bo iemand staan en hy wil steel. Dan stel ek voor jy jaag hy duiwel uit nog voor die mes naby jou kom en hy sal onmiddellik stop. As jy nou vra Vader en jy wag 10 tellings vir 'n antwoord, is dit dalk te laat. So jy moet die Gees sal jou onmiddellik prompt wat om te doen. Maar moenie laat dit jou bedieningsmanier word. Goed. Toe smeek hy hom dringend om hulle nie in die land weg te stuur nie, uit die land weg te stuur nie. En daar teen die berg het 'n groot trop varke gewy en al die duiwels het hom gesmeek en gesê, stuur ons in die varke sodat ons in hulle kan vaar. En Joshua het hulle dit dadelik toegelaat. En die onrein geeste het uit die man in die varke gevaar en die trop, daar was omtrent 2000 het van die kraanse af in die see gestorm en in die see verdrink. So daai verhaal vertel homself. As ons kyk, as Joshua self profeteer, gebruik hy presies dieselfde en is dieselfde met my en met jou. As ons vir Vader vra, wanneer ons so saam bid, wat wil u my wys, dan deel jy jou prentjie, of jy deel jou woord, of jy deel die openbaring wat Vader gee. Joshua doen dit self met profesie ook, want dis soos dit werk. Dit wat jy van Vader skryf, dit gee jy so mee. Lukas 19 vanaf 29. En toe hy by Betfage en Betanië kom, by die berg, waar die Olyfberg genoem word, het hy 2 van sy disippels uitgestuur en gesê, daar in die dorp reg voor julle, as julle daar inkom, sal julle esel vind wat vasgemaak is, waar geen mens ooit op gesit het nie. Maak hom los en bring hom. En as iemand vir julle vra, waarom maak julle hom los, moet julle vir hom so sê. Die meeste het hom nodig. En die wat gestuur was, gaan toe en vind dit soos hy aan hulle gesê. Hoe het Joshua dit geweet? Hoe het dit geweet?
Vader het dit vir hom gewys. Alles wat hy gedoen het, waartoe hy môre moet loop, wie hy gaan teekom, waar hy moet bid, alles het Vader hom gewys. Hy het niks gewys, niks gespreek, niks gedoen wat Vader hom nie wys nie. Dis dieselfde as ek nou maar, en dit gaan nie oor my nie, julle, ek probeer net vir julle 'n scenario skets. Klompe jare terug het my vroutjie bedien hierso in die land in klein dorpies gery. En dan sê ek vir haar, ons gaan vandag 'n vrou langs die pad ter is met haar stop en opvat. Want dan Vader het vir my gewys. Dan kry ons haar, dan lei ons haar na Jaswa toe. Dis soos dit werk, julle. As dit met Jaswa so gewerk het, moet dit met jou en my net so werk. Maar ons doen nie altyd die tyd om vir Vader te vra, wat moet ons doen? Wat moet ons doen? Kom in 'n vreemde hotelkamer of kom in 'n vreemde omgewing, jy gaan iewers heen, jy stap daar, jy sit jou voete op die grond, dan sê jy, Abba, ek vat hierdie grondgebied weer terug. Dis nou iets, ek funksioneer nou hier, wys vir my wat moet ek hanteer op hierdie grondgebied. Want jy's daar, jy het die autoriteit. En as Vader jou niks wys, jy doen jy niks. En as hy vir jou wys, nou stap jy en hy wys vir jou in die hotelkamer dit of daar dit, dan hanteer jy daai goed. En so maak jy die gronde skoon. Maar jy moet Vader vra en hy sal jou wys wat jy moet hanteer. As jy net begin bid, dis ook goed om net te begin bid as dit jou styl is, want terwyl jy bid sal jy goed sien ook. Maar jy kan net stil raak en vir Vader vra, wat wil u hê moet ek hier hanteer? Wat moet ek hier doen op hierdie grond? Goed, so ons sien Jaswa het gesien daar staan, al het hy dalk die vorige dag die esel vol daar vasgemaak gesien. Beteken dit nie, hy sal die volgende dag nog daar staan. En beteken dit nie, dat iemand nog nooit op hom gesit het. So al hoe Jaswa dit kon weet, is hy dit by Vader gesien. En daarom toe hy het gesien het, kon hy dit net so weergee. Kyk, kom ons neem hierdie alles saam, deur 'n paar verse wat dit vir ons bevestig. Matteus 9:35. En Jaswa het by al die stede en dorpe rondgegaan en in hulle sinagoges geleer. So dis jou en my doel oor die algemeen. Ons moet ander leer van die koninkryk van God. Dit beteken nie op dieselfde manier, op dieselfde styl nie. Dit beteken nie jy het 'n stadion nodig nie. Dit beteken nie jy het 'n kerksaal nodig nie. Dit beteken nie jy het 'n gebou nodig nie. Dit beteken net leer mense aangaande die koninkryk. En hy die evangelie van die koninkryk verkondig. So dis ons almal se hoofdoel. Ons moet die evangelie van die koninkryk verkondig. En daarom is dit so belangrik om te verstaan jy's 'n prins in hierdie koninkryk. En die goeie nuus gaan oor hierdie koning wat hierdie koninkryk op hierdie aarde gaan vestig. En jy's deel van daai koninkryk. Dit's wat jy moet verkondig. Nou sien ons, as jy die koninkryk nou bestudeer, al die goed wat in hierdie koninkryk gebeur. Daar's genesings, daar's bevrydings, daar's voorsiening, daar's al hierdie dinge. En dan gaan hy verder en die evangelie van die koninkryk verkondig en elke siekte en elke kwaal onder die volk genees. Sê die woord uit elke sieke genees? Nee, uit elke siekte genees. Nie elke mens wat siek was nie. Dit het hy nie gedoen nie. Hy het verby hulle geloop. Hy het net die genees wat Vader hom gewys het. Dit sê nie sieke mense nie, dit sê tipe siekte. So daar was geen siekte toestande wat hy nie kon genees nie. Maar hy het nie almal genees nie. Hy het nie. Okay? Matteus 10, hy het almal genees waarvoor hy gebid het, ja. Maar hy het nie al die mense genees nie, anders sou die apostels niemand genees het nie. Ek wil dit nou logies. Wie het hulle dan moes genees? Matteus 10:1. En hy het sy 12, en dis waar ons kan intap by die instruksie. Hy het sy 12 disippels na hom geroep en hulle mag gegee oor onrein geeste om hulle uit te dryf en om elke siekte en elke kwaal te genees. So, daai instruksie sê nie ons moet elke sieke voorbid nie en elke sieke genees nie. Hy sê elke siekte toestand kan jy genees. So hoe doen ons dit? Hoe doen ons dit?
Net soos Jasua het gedoen. Dis mos nou die antwoord. Johannes 20:21. Jasua sê toe weer vir hulle, vrede vir julle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. So hoe het Vader hom gestuur? Met die instruksie, gaan vernietig die koninkryk van die duiwel. Ek sal jou alles wys wat jy moet doen. So stuur Jasua ons. Gaan vernietig die koninkryk van die duiwel en ek sal julle alles wys wat julle moet doen. Dis mos eintlik maklik. Maar baie keer gaan dit oor ons. Dit het Vader baie jare terug vir my gesê. Toe ek gesê het, ek het die duiwels gejag. Regtig, ek het hulle gaan soek. Ek wil kyk werk hierdie koninkryksgoed. Elke sieke het ek voor gebid. Almal wat ek gekry. Self my CEO's in die company. Ek stap net in en ek bid. Dis wie ek was. Die Vader my gewys, jy doen dit uit verwerping. Jy doen dit omdat jy seer het. Jy doen dit omdat jy wil kyk, gaan ek dit doen, want dan voel jy goed oor jouself. Dis hoekom meeste Christene wat so rondhardloop en dit doen, is vir verkeerde redes. Wat hulle redes is, weet ek nie. Maar dis nie wat Vader sê ons moet doen nie. Goed, Jasua sê soos Vader hom gestuur het, stuur hy ons. Ek het hom nou opgedeel dat ons dit hopelik verstaan, mag die Gees ons help. En as ek verkeerd is, natuurlik, mag hy my wys ek verkeerd. Johannes 5:30 die eerste deel. Ek kan uit myself niks doen nie. Ek kan uit myself niks doen nie, sê Jasua. So ek en jy, ongelukkig, ek's jammer as ek nou jou babbeltjie bars, maar jy kan niks uit jouself doen nie. Ek kan niks uit myself doen. Niks nie. Sorry, dit moet B wees, nie A nie. Johannes 5:30b. Soos ek hoor, oordeel ek. En my oordeel is regverdig, omdat ek nie my wil soek nie, maar die wil van die Vader wat my gestuur het. So wat sê dit? Ons mag ook oordeel op dieselfde maatstaf. As jy oordeel, oordeel jy wat regverdig is, wat die woord sê, nie wat jy dink nie, nie wat jy sien. Dit wat die woord sê, gebruik jy as woord. Dit wat Vader sê. So daar's 'n insident, daar's 'n saak en jy sê, Vader, wat gaan nie aan? En hy wys vir jou presies wat gebeur het. En nou kan jy regverdig oordeel. Nie oordeel wat jy sien, oordeel wat Vader jou wys, dan sal jy regverdige oordeel vel. Aba Vader, ons loof en prys U. Ek vra dat U guns gee dat die woord wat sny alkante aan ons geopenbaar sal word wat U wil is, Vader. Nie laat dit ons nou sal laat terugsit, laat ons nie bid nie. Inteendeel, laat dit ons juis sal beweeg om meer in die troonkamer te wees, om te sien wat U wil doen en om dit dan net so te doen. Maar laat dit ons nie sal terug laat sit en sê, nou doen ek niks. En die ouetjies wat nie gehardloop het die Vader, dat dit hulle sal bemoedig om ook te bid totdat U iets wys vir hulle. En dan hanteer hulle dit net soos wat U wys. Want U is 'n goeie Vader en U het ons geroep, U het ons na Jasua getrek, hy is ons Heer, hy is ons Meester, ons is deel van U koninkryk, U wil hê ons moet as prinse en prinsesse in U koninkryk hierdie dinge doen. Ja Vader, ek weet daar's baie broers en susters wat hardloop en bid vir elke sieke wat beweeg, omdat hulle dink dis die regte ding. Ek vra dat U hulle harte sal aanraak, sodat U vir hulle sal wys wat is reg en wat is verkeerd. Van hulle dink ek doen dit omdat dit instruksie is van die Vader. En ons vra Vader dat U sal guns gee sodat ons U liggaam sal restoreer, sodat die krag van die lewende El sigbaar weer sal word onder die gelowiges in Jasua. En as U nie wil genees nie, U is U weet hoe. Help ons Vader om dit te verstaan. Ons gee U al die eer in Jasua se naam. Amen. Goed, ek weet hierdie was 'n woord wat bietjie diep gesny het. Dis iets wat Vader nou al 'n tydjie met my werk. Daarom sal julle sien, ek stop maar.